Tanya, by ons derde praatjie oor magnesium, en soos ek genoem het, hier's 'n skelet met klomp bene. En ons praat nou maar net van magnesium, en uiteindelik wil ek by die groot rol van inflammasie uitkom. Magnesium speel 'n rol in die hele kardiovaskulêre stelsel, met ander woorde nie net in die hart nie, maar ook in die bloedvate om inflammasie te verminder. Ek sê dit by al my praatjies, ek skryf dit baie. Die mens is wat hy eet. Die mens is ook wat hy nie eet nie. Mense wat nie eet nie, wat dink hulle gaan maar word en gesond word, se koppe raas. Jy moet kundig eet. Om nie te eet nie is ook 'n gesonde ding, maar dan moet jy dit met kennis doen. Maar jy moet dit nooit ten nadeel van kritiese elemente wat jou liggaam moet opneem om jou biofunksies uit te voer, dit so doen nie. Die mens is ook wat hy dink. En weet jy, wat jy eet, word byna onmiddellik in die maag opgeneem, onmiddellik in die bloedvatstelsel vrygelaat en dit land omtrent onmiddellik in die brein. Kos is in vele opsigte baie gevaarliker as wat drank of alkohol is. En julle weet almal, die wat al 'n wyntjie of twee gevat het, die tweede of die derde slukkie, dan weet jy, die alkohol praat met jou brein. Kos doen presies dieselfde. In die moderne westerse kitskos dieet met vele gepreserveerde voedsels versteur die liggaam se alkaliese balans. Dit is soos om jou battery nou deurmekaar te maak. As daai battery se balanse nie, se suurbalanse nie reg is nie, laai hy nie. Dis eenvoudig. En hy versteur dus die pH-balans met dit wat jy eet by vele organe. Wanneer die pH-balans uit is, ontstaan daar inflammasie. Al die plekke in jou liggaam. En waarskynlik hierdie suur verhinder dat die liggaam normaalweg moet werk soos wat hy moet werk. Produkte wat geëet word, soos koffie, alkohol, sekere sampioene, medikasie, suiker, stysel, gisse, waarvan daar vele is, word deur die brein as 'n neurotransmitter gesien. En dit word direk in die bloedstroom opgeneem. Van hierdie produkte veroorsaak kroniese inflammasie. En dis die gevaarlike inflammasie, want jy sien hom nie. En dit veroorsaak kroniese inflammasie in die bloedvatstelsel, want dit is die bloed wat hierdie goed moet vervoer. Nou kan jy nou vir jouself indink, wanneer jy in jou bloedvatstelsel inflammasie veroorsaak, dan kan die funksies van jou liggaam en jou biologie mos nie normaal wees nie. Inflammasie het vele oorsake. Dis nie net dit wat jy inneem en dit wat jy drink nie. Ja, stres en kortisol van die byniere veroorsaak inflammasie, maar dit wat jy inasem en dit wat jy jou liggaam aan blootstel veroorsaak inflammasie. Ons gaan aan 'n later praatjie, gaan ek meer praat oor die soorte van inflammasies, want by alle siektetoestande in die liggaam, almal, noem dit maar op, is die heel eerste toestand inflammasie. En die belangrike ding is dat ons inflammasie voorkomend met dit wat ons doen, beheer. Alkaliese dieet, alkaliese drankies, jou liggaam alkalies te hou en gesond te hou en te dink wat jy doen, of dit nie dalk inflammasie in jou liggaam of in jou bloedvatstelsel, jou hart en jou brein kan veroorsaak nie. En ek wil weer noem, medikasie, suiker, stysels, gisse, word almal as neurotransmitters gesien. Dit praat onmiddellik met jou brein en dit beïnvloed jou denke. En iemand wie se denke beïnvloed word, jy word wat jy dink. As jy negatief is, word jy 'n negatiewe mens. Jy skep jou wêreld rondom hierdie negatiewe denke of gedagtes wat jy vorm. Magnesium is 'n werklike robuuste anti-inflammatoriese natuurlike produk wat kardiovaskulêre gesondheid net versterk. Daar is soveel studies wat bewys hoe magnesium die C-reaktiewe proteïen CRP verlaag om inflammasie in 'n liggaam natuurlik te onderdruk. Inflammasie en sy oorsake gaan ek verder bespreek in 'n ander onderwerp.
maar ek wil enkeles net uitlig. Magnesium ondersteun doeltreffende spierfunksie. Praat van atlete, liggaamsbouers, mense wat uithou vermoë dinge doen. Magnesium. Want die hart, die mees kritieke spier in ons liggaam, benodig magnesium vir behoorlike samentrekking en ontspanning. As jou hart nie vir jou die bloed en suurstof en die nodige voedingsstowwe kan verskaf in 'n resies nie, moenie verwag om te presteer nie. Hierdie mineraal help met die oordrag van bioelektriese impulse dwars deur die hele liggaam, wat verseker dat bloed nie net gepomp kan word nie, maar dit ontvang en gebruik kan word met al die voordele daarin. Magnesium verminder ook arteriosklerose. Dis die spoggerige term vir verstopte are. Want hoeveel mense stap hier in en sê, ek het 'n verstopte aar, ek vrees die lewe, enige iets gaan my nou laat doodgaan. Die spoggerige term van arteriosklerose is 'n stille en 'n sinisterse bedreiging en 'n moordenaar. Verstopte are is soos verkeersknope binne in ons bloedsnelweë wat potensiële hartprobleme kan veroorsaak. En dit is ook kalsium wat deponeer in plaas daarvan dat dit nie net die are saamtrek en uitgaan aan jou bloedstroom om aan jou tande en jou bene en ander spiere hulle werk te doen nie, hulle pak saam binne in jou are en magnesium maak ook jou are oop. Magnesium moet 'n mens as die onbesonge held in hierdie verhaal noem. Dit speel nie net 'n rol in die gladde vloei van ons bloedsomloopstelsel nie, maar daar is toenemende bewyse dat dit beskermende voordele het teen hierdie arteriële blokkasies. Magnesium is 'n sleutelspeler om arteriële bloedweë natuurlik skoon te hou, wat moontlik dan al die komplikasies van verstoppings soos hartaanvalle of beroertes sal voorkom. Onthou, ek sê baie vir die mense wanneer ons praat van kolon skoonmaak met Engelse sout of magnesiumsulfaat, wat het die ou mense vir ons vertel toe ons wou weet hoekom het ons hierdie slegte goed drink? En al wat die ou mense geweet het was, dit maak jou bloed skoon. En nou weet jy hoekom het jou bloed skoon maak, want dit haal die afvalstowwe wat kan saampak binne in die bloedvate ook uit. Dit laat dit vrykom sodat dit by die lewer en by die niere en oralste in die liggaam uitgewerk kan word. Magnesium bestry ook oksidatiewe stres. Oksidatiewe stres moet 'n ou vergelyk met roes in die liggaam. Oksidatiewe stres fokus veral op die hart en die ingewikkelde netwerk van bloedvate wat dit voed. As dit nie gekontroleer word nie, jy kan mos nou dink aan roes op jou dak of waar ook al, kan dit die weg baan vir baie kardiovaskulêre komplikasies. Weet net dat magnesium is 'n kragtige antioksidant wat binne jou bloedvatstelsel jou bloed natuurlik gesond hou en die afvalstowwe uitwy. Dit tree op as 'n beskermende skild en neutraliseer skadelike vrye radikale wat oksidatiewe stres aandryf. Dit is om die hart met beskermde wapentoerusting aan te trek om potensiële bedreigings te voorkom en seker te maak dat dit sterk gesond bly vir die mense natuurlike gesondheid te funksioneer. Maar magnesium, vir baie mense wat sê hulle is doodmoeg, hulle kry nie asem. As jy nie magnesium het nie, het jy nie asem nie. Jou longe kan nie werk, jou bloed kan nie suurstof na jou brein toe vat nie. Dis waarom jy moeg is. Magnesium verbeter energieproduksie. Die hart is 'n onvermoeide werker wat voortdurend in elke oomblik van ons lewe klop. Dit vereis 'n konstante energiebron van die ATP wat geproduseer moet word. En soos verduidelik, magnesium is deurslaggewend in die skep en die vorming van ATP om te verseker dat ons harte die energie het om optimaal te klop en te funksioneer en sy ritmes reg te hou. Elkeen van hierdie rolle wys die veelvuldige voordele van magnesium vir die hart en beklemtoon die belangrikheid daarvan in 'n holistiese benadering tot kardiovaskulêre gesondheid. Magnesium se invloed is onteenseglik een van die belangrikste geheime wat nie met die moderne mens vandag gedeel word nie. Of dit nou ritme handhaaf,
of dit inflammasie verminder of energieproduksie aanhelp. Bitter min mense praat oor die rol van magnesium. Ons gaan dit hier eindig want ek wil baie graag praat oor nog rolle van inflammasies en tipe van inflammasies.